Hallo daar manne en manninne. As jy 'n groot arm soek, is hierdie video vir jou. Goeiedag, my medemense. Ek gaan nou arms gaan oefen. Kyk wat dra ek, né? Hierdie hemp het ek gekry in graad 9, né? En kyk hoe sit dit nou. Dis amazing. Soos ek dink nie julle verstaan nie. Die ding het ek gekoop toe hy huge was vir my en nou sit hy actually lekker. Dit is fantasties. Ek bedoel, kyk in goeie lighting, soos ek voel net huge hier binne, soos wow. Ore mense, so ek loop nou gym toe. Ek dra nie my tanktop nie, ek dra 'n pump cover, so basies net my tanktop is onder die hemp aan. En dis 'n baie groot gym pet peeve van my. Dis ouens wat oral rondloop in gymklere, mans en vrouens. As jy by die gym in 'n tanktop wil loop, né, doen dit. As jy in jou shorts bene wil doen dit. Maar moenie een van die mense wees wat oral rondloop asof die wêreld jou bodybuilding show is nie. Dit lyk stupid en dit lyk net asof jy 'n ego groter as die maan het. So asseblief moet dit nie doen nie. Maar anyway, op 'n ander noot, dit is vrek warm. Hierdie sonnetjie kook 'n mens. En ja, ongelukkig kan ek niks aan doen nie. Hier ry baie karre verby my. So ek groet maar almal. Wees maar vriendelik. Jy weet nie of jy wat iemand groet hulle dag maak nie. So asseblief, al dink jy wat ek hier lyk stupid, lyk eerder stupid, want ons altyd 'n kans dat jy iemand se dag beter kan maak. Maar ja, sien julle by die gym. Alright my mense, so iets wat ek gaan doen. Ek gaan nou curls doen, 25 kg per arm. Ek gaan straps gebruik net vir die feit dat hierdie nou swaar raak. Vir curls raak hierdie swaar. En ek wil soveel as moontlik fokus op my biceps as ek dit doen. En alhoewel my voorarms en my grip nie so sleg is nie, wil ek nie hê dit moet 'n limiting factor wees nie. So met dit gesê, kom ons kyk of kan ek meer as ek dink 4 reps of 5 reps per arm doen. Ek kan nie onthou wat my max is nie, maar ek gaan dit uitrep. Nope, wacht even. Come on. Nope. Nou kyk, my tweede set daar was ligter en daarom het ek nie my straps gebruik nie. Ek gaan nou weer die 25's gebruik om hammer curls te doen, want natuurlik ek sterk daarso. Maar ja, ek like dit om heavy te gaan en dan partykeer 'n back off set te doen. Nie elke keer nie, maar ek weet daar is soos baie brow sounds daar agter, maar ek like dit om half die muscle meer te voel op 'n ligter set na my initial heavy set as dit sin maak. Een cool ding wat ek like is die grootte van my voorarms wat net flippin amazing word. Ek bedoel, hierdie armdruk ding maak dit my voorarms massive word. Ek love it. Luister ouens, in my opinie, een van die beste moontlike tricep oefeninge wat jy kan doen as jy nommer 1 sukkel om jou elmboë of sterker te kry sodat hulle nie seer het nie, en nommer 2 net groot tricep soek, is die volgende. Basies wat jy doen is, jy hou jou upper arm styf. Jy hou hom laat hy nie beweeg nie, né? Dan haal jy asem en dan sak jy met die dumbbells en dan stoot. Weer 'n keer. Stoot. Daar's van julle wat kyk en dink, hoorie, maar jou elleboog buig so baie. Hoe gaan dit help dat jou elleboog nie seer word nie?
Hier is die ding, nee. As jy swak elleboog het en jy oefen heeltyd om dit, gaan dit jou nie help nie. En naderhand gaan jou ander muscles sterker word en die pyn en half die ongemak gaan daar bly. So, target dit, gaan lig. Voel, word sterker op hierdie range of motion en op hierdie plane en jy sal oor 'n paar weke voel dit word gemakliker. Baie ouens vir wie ek hierdie al gesê het om dit te doen, hulle elleboog het gepyn in die begin en daarna is dit fyn. Die key is dit om lig te begin, maar konstant daaraan te werk. Dis dit. Alright, nou ek weet die hele idee van hierdie video is hoe om groot arms te kry, maar moenie dink dat die skouers moet skiep as jy groot arms soek nie, want dan net hulle loop eintlik maar saam. Ek voel as jy groot skouers wil hê, moet jy ten minste groot arms ook hê en vice versa. So natuurlik lateral raises, doen soos 3-4 sets van hierdie deur die week en jou side delts sal fyn wees. Ek gaan ook julle wys, ek doen soos 1 tot 2 heavy sets van shoulder press elke week. En ek dink ek gaan 70 draai vandag, ek weet nie, my skouer voel 'n bietjie iffy, so ek gaan ook ligter gaan op die lateral raises, maar ek sal sien as ek by die shoulder press kom wat ek gaan doen. Kyk, ek gaan eerlik wees, ek weet nie wat die verskil tussen 'n overhead extension en 'n pushdown nie. Al wat ek weet is, kry 2 tricep oefeninge waarvan jy hou en doen hulle. Spam hulle, freaking druk jouself uit hulle, word sterker op hulle en jou triceps sal groei. So die volgende wat ek gaan doen is vir armdruk, dis rising. En dis basies, jy sit die tou of die belt wat ook al jy gebruik oor jou soos vingergedeelte, nie nakkel nie, want dan kan dit geklassifiseer word as high pronation, maar hierso, op die swakste plek in jou hand, en dan moet jy jou gewrig reguit hou en dit optel. Flip it. Alright, links. Ek dink nie links gaan so sterk wees nie, maar kom ons kyk. Shucks. Net om die verskil te wys is dan 'n high pronation en 'n rising. 'n Gewone pronation is so en 'n high pronation wat ek baie like om te doen, veral omdat ek toprol, is presies oor jou nakkel. Waar 'n rising hier is. Baie swakker daarso. Alright my mense, so ja, soos julle agterkom, ek post baie YouTube video's, veral nou in Afrikaans.
Hoekom? Want dit is vir my lekker. Sorry, ek gaan net vir my koeldrank in. Nou, soos ek gesê het, dis vir my lekker. En nie dat ek nie YouTube video's in Engels geniet het nie, maar YouTube video's in Afrikaans is net my ding. Gaan ek in die toekoms dalk Engelse video's maak? Maybe. Maar weet jy wat? Ek het met 'n ouetjie gepraat wat soos my gediem het en so. Nice dude. Praat ek ook oor of met hom oor hierdie Afrikaanse goed. Weet jy wat? Dis my lekker. Julle geniet dit, ek geniet dit. Sure, daar is dalk nie honderde duisende Suid-Afrikaners nie. Wel nee, daar is. So, sorry. Wat is my punt? Presies. Ek kan in Afrikaans video's maak as 7000 mense op Instagram my goed wil kyk, 8000 mense op TikTok, kan ek die waarborg, daar sal nog 10.000, 15.000, 20.000 wees. So, dit gaan 'n tyd vat en ek gaan dit doen, ek gaan my beste moontlike video's maak in my taal en ek hoop julle geniet dit. En ek gaan baie gereeld YouTube video's probeer post. Ek gaan, as ek nou energie het, gaan ek dit nou edit en post of ek gaan dit môre edit en post. Of vanaand edit en môre post. Ek sal sien, maar ek gaan nie môre nog een film nie. Ek gaan môre short video's maak, soos dis leg day, so ek gaan weer content maak by die gym vir soos Instagram en TikTok. En ja, dis wat ek môre gaan doen. Luister mense, wat sê ek? Doen wat jou gelukkig maak. Ek het 'n video gemaak van soos moenie jouself compare met ander mense aanlyn nie. En dis die waarheid, want eerlikwaar, daar's soveel mense wat net in goeie lighting pose, wat net met 'n freaking pump pose, en dis nie regverdig nie. Ek sê julle nou wys hoe ek lyk. Dis my foon se front camera, die slegter kamera, nê, sonder 'n pump. Ag, aarde. So, kom ek wys vir jou. Sonder 'n pump. Hierso. Hier is my gat. Jy weet, niemand lyk heeltyd perfek nie. Ek is jammer, maar as jy iemand sien op sosiale media en hulle lyk perfek, is die kans goed, hulle lieg vir jou. Tensy hulle 'n IFBB pro bodybuilder is, kan ek jou waarborg, hulle is kleiner in persoon as wat jy dink. Genuine. Asseblief mense, moenie laat hierdie mense vir julle lieg nie. OK, kyk hierso. Ek kan nou flex, nee, en jy weet, die angles reg gebruik, laat my arms huge lyk en al goed, maar weet jy wat nie? Dis nou maar hoe ek lyk. As ek reg flex, kan ek anders lyk en als, maar dis nie die punt nie. Die punt is, sosiale media is daar vir entertainment, nie om jou af te breek nie, asseblief. Daar's soveel van julle wat met die wat mismoedig voel oor die lewe. Dis nie nodig nie, asseblief mense. Asseblief, like, DM my as jy sukkel. Maar moet net nie dink jy's 'n stuk gemors omdat jy nou nie 100 kg kan bench nie. Maar dude, min mense kan. OK? Maar dis net wat ek vir julle wil sê. OK? Dit is maar my stukkie life advice vir vandag. Net so by the way. 'n Goeie vergelyking wat ek vir julle kan gee is hierdie kat. Hierdie kat se naam is Beseerde Kat. Baie original, maar sy naam is Beseerde Kat want eendag toe hy jonger was, kom hy in die huis in, toe sy agterbene verlam. Net hier so agter, hè, het, hoe aarde, 'n dingetjie vasgesteek, ons weet nie hoekom nie, maar daar so 'n lamp op sy ribbe, op sy ruggraat, en hy kan nie lekker spring nie, hy kan nie lekker hardloop nie, maar hy funksioneer, hy lewe. Sure, ons is om masseer het en strek en help om te begin, maar nou is hy al beter, want daar is altyd geld om, jy weet, om na 'n veearts te vat nie, en nou lewe hy sonder pyn, hy doen sy ding, hy lewe, jy weet, so, jy weet, dis nou maar so, hier is die kykie in 'n geval, jy weet, en ja, dit is maar net nog 'n vergelyking van, moenie opgee nie, doen net jou ding, OK? Maar ja,